Amen. Amen. Kan ons môre sê halleluja aan die Here? Kan ons sê halleluja? Die hoogste eer aan die Here. Ek wil môre sê, die woorde wat my opkom is, your faith needs to become vocal. Jy moet begin praat. Jou geloof moet sigbaar raak. Jou geloof moet sigbaar raak in elke dag se lewe. Ons geloof in Jesus Christus is nie net om te sê, ja nee, maar weet jy wat, ek gaan eendag hemel toe nie. Jesus het jou lewend gemaak, sodat jy vandag deel kan wees van sy koninkryk op hierdie aarde. Ek en jy het 'n opdrag, ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ek en jy het elkeen 'n bedieningsveld waar jy ook al beleef, en waar jy leef, en waar jy, wat ook al jy beleef. Jy het vandag 'n bedieningsveld. Jy het 'n plek waar jy die woord van Jesus moet deel. Jy het 'n plek waar jy sy liefde moet bekend maak. Ek wil vanmôre graag met jou deel uit 'n skrif uit wat baie bekend is ook. Maar ons haal gewoonlik die gedeelte aan verder af, wat daar by Spreuke 3 vers 5 vanaf is. Maar ek wil vanmôre vroeër begin as dit. Ek wil voor dit begin. Maar voor ons daar lees, wil ek vra, kom ons maak net die oë toe asseblief. Here Jesus, Here, baie dankie vanmôre vir u woord. Dankie vir u genade, Here. Here, my gebed is vanmôre, Here, dat ek net absoluut sensitief sal wees, Here, vir u stem en spreek wat u vir my sê om te spreek, Here. Sensitief en net sal bly by u woord, Here. My gebed is ook, Here, dat hierdie saad wat gesaai word, dat dit op vrugbare grond sal val, dat die hart ontvanklik sal wees en dat dit verandering sal bring in mense se lewens. Dankie, Here Jesus. Ons loof u, ons prys u en mag u in alles verheerlik word. My gebed in Jesus naam. Amen. Die woord van die Here sê vir ons daar in Spreuke 3. Hy sê my seun, hy begin dan sê my seun. Ek wil vanmôre sê, as jy nie seun is maar 'n dogter, as ek vanmôre sê, jy kan maar nog steeds luister. Hy sê my seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar. Want dit sal lengte van dae en jare van jou lewe en vrede vir jou vermeerder. Ek wil vanmôre vir jou sê dat van die begin van hierdie spreek af, wil ek vir jou sê dat die Here vir jou en vir my vanmôre iets wil gee. Sê, wil jy vrede in jou lewe ervaar? Wil jy vrede beleef? Wil jy, ons sal verder af in die skrif sien, maar ek wil vanmôre sê, wil jy genade in die Here ontvang? En wil jy ook in guns by God en mens wees? Die woord van die Here is so duidelik en is partykeer so eenvoudig. Dit is so eenvoudig, maar soms is dit asof die mens die woord, ek wil amper sê die lewe in Christus en die geloof in Christus so net 'n geestelike ding maak dat die mens sukkel om die werklike lewe hier waar ek en jy is in hierdie realiteit dit uit te leef. En dat die mens dit wil skei van mekaar. Sê maar Sondag gaan ek kerk toe en dan is dit vir my lekker. En as Maandag kom, dan het Maandag sy eie probleme en dan het ek 'n nuwe stel reëls waarvoor ons leef. En dit kan nie so wees nie. Dit kan glad nie so wees nie. Die Here het vir ons 'n standaard gegee. In Spreuke 3 lees ons dan ook verder. En sê ook vir ons dat vers 3 asseblief. Laat die liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Ek wil vir jou graag die NIV uit dit lees. En
Laas Sondag oggend het ek gesit en ek lees hierdie en dit kom by my op toe ek dit lees, dis net vir my, toe maak ek, dit maak net iets wakker in my. Luister mooi, hy sê in die NIV sê hy, let love and faithfulness never leave you. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Sien, hier is die eerste tablet. The tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Daai twee woordjies het vir my die hele week al besig. Daai twee woordjies het vir my die hele week al besig om te sê, wat beteken hierdie vir my? Wat beteken hierdie vir my lewe? In 'n ander vertaling sê hy, let kindness, let mercy. Jy sien, want liefde word vertaal plekke as mercy. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer ek hierna gaan kyk, dan dink ek aan die eerste ding wat by my opgekom het, is ons lewe nie geïsoleerd van mekaar nie. Ons lewe in verhouding met mekaar. Maar eers moet ons in verhouding met God leef. Wanneer ons in verhouding met God is, dan raak ons verhouding met mense beter. Hoekom? Ek wil dit so vooruitspring en sê, want wanneer ons in verhouding met God is, dan besef ons dat God deur ons wil werk. Wanneer ek daai woordjie lees net van let mercy, en ek vanmôre vir sê, genade, ek en jy moenie genade nalat nie. Ek word nou een oggend wakker, en dit kom by my op, is dit nie dat ek en jy dalk partykeer verwag dat mense moet perfek wees nie? So asof ons perfek is. Hy sê hierso vir ons in die King James sê, let not mercy and truth forsake thee. Moenie na die genade van God. Ek wil vanmôre vir jou sê, al die goed, ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan nie kindness, jy kan nie liefde uitleef as jy nie in verhouding met God staan nie. En as jy in verhouding met God staan, as jy vanmôre vir my sê dat jy 'n wedergebore kind van God, dan het ons nou eendag gelees ook dat as jy kan kyk in 1 Johannes 4, dan is dit onmoontlik om te sê dat jy God liefhet en jy nie ander mense liefhet nie. Want as God jou hart kom verander, dan kry jy 'n hart vir mense. Hierdie goed moet naby jou wees. Die genade van die Here moet vir jou naby wees. Jy moet verstaan wat se genade het jy in Christus ontvang. Wanneer ek en jy dit verstaan, dan is dit makliker vir ons om genade vir ander te hê. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer ek en jy rondloop en net die foute en almal anders se gaan raak sien en dink hoe sleg mense is en hoe hulle van die pad af net is en die hart is, ek wil amper sê, om af te breek, die hart is om sleg te spreek. Dan wil ek vir jou vanmôre sê, ons moet in ons eie hart gaan kyk. Het ons werklik verstaan wat God vir my en vir jou gedoen het? Verstaan ons werklik die liefde van Jesus vir jou en my vanmôre? Want as ek verstaan en besef waar God my uithaal, jy sien, dit is maklik vir jou en vir my as mens om te dink, ek is right. Ek doen nou nie dit en ek doen nie daai nie en ek is nie sis nie en ek is so nie. Maar ek wil môre sê, wat doen ek en jy? Is jou en my geloof in Christus, ek wil sê, is dit sigbaar vir ander mense? Ervaar mense die genade wat God in jou geplaas het? Ervaar mense dat jy het genade van het? Ervaar mense dat jy omgee? Ek lees hierdie goed en dit kom in my op so maklik dat die woord sê wat jy saai, sal jy maai. En die laaste ruk is ek ook baie besig met die ding van boelie gedrag. Mense wat bullying ervaar. En ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie net kinders wat geboelie word op skool en waar ook al nie. In die werkplek is daar soms ook bullying. In die volwasse lewe is daar word daar ook geboelie. En ek wil vanmôre vir jou sê, doen jy jou deel reg?
Wees jy as kind van God, verseker nie die een van wie gesê word, maar jy boelie nie. Daar moet nooit iets in jou hart opkom wat 'n ander een afbreek. Of ander mens laat sterf voel. Ander mens moet nie voel, maar jy hom of wat verkleineer nie. Die woord sê ook, dat aan die veld taal uit jou mond uitkom, maar net woorde wat stig, wat opbou, woorde wat die antwoorde daarvan genade vind. Met ander woorde, ek sien altyd daai prentjie in my kop, dat wanneer ek en jy van ander mense praat, as daai persoon hier om die hoek moet staan, dan moet daai persoon sê, dis nou nie heeltemal so nie. Dis daai ou dan nou 'n bietjie genade vir my. Ons moet genade hê vir mekaar. Ons moet omgee. Ons moet behoeftes by mense sien. Ek dink sommer net verder na die skrif as hy dan sê, dan sal jy, die gevolg daarvan, wanneer ek en jy genade, wanneer ons kindness uitleef, wanneer ons liefde verander het, en ons getrou is, dan is die gevolg daarvan, is nommer 1, dan sal jy genade vind. Dan sal jy 'n goeie naam by God en by ander mense hê. Ek onthou, die ouer mense het altyd gesê, onthou, jy het net een naam. Jy het net een naam. Jou naam loop jou vooruit. Moenie dink jy kan vandag hier so maak en môre so maak, en nie dink dit gaan ergens vooruitloop nie. Jou naam loop jou vooruit. Daar is genade by die Here, en ek en jy moet dit uitleef. Jy wil goeie vriendskappe bou met mense, hoe moet jy dit doen? Liefde en trou. Bly getrou. Bly getrou in jou verhoudings. Bly getrou in jou werk. Want God is getrou. God is getrou. Bly getrou in die woord, as die woord sê dat ons mekaar moet lief hê. As 'n skrif wat sê, hieraan sal hulle weet, dat julle my disippels is, dat julle mekaar lief het. Jy vir mekaar omgee. Weet jy hoe belangrik is dit? Ek wil nog 'n skrif vir jou aanhaal hierso. Dit is so belangrik dat, as ek gaan lees in Matteus 25, Matteus 25, hier van vers hy plaas van vers 31 af al. Luister waarmee ek begin. Ek gaan nie die hele stuk lees nie, maar ek wil hê jy moet vanmôre hoor hoe belangrik ons alledaagse lewe is vir die Here, en die manier wat ons lewe uitleef, en hoe ons ander mense raak sien. Want hy sê in Matteus 25 vanaf vers 31 sê, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei, en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand laat sit. Maar dan is daar 'n punt, wat hy sê, want ek het honger gehad, en julle het my te ete gegee, ek het dors gehad. Hy sê dit aan sy geseëndes wat aan sy regterhand was, vers 34, dan sê hy, dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk, wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Luister wat sê hy, wat het hulle gedoen? Wat was die reaksie van die manier wat hy sy woord en sy evangelie gevat het? Wat was die verskil wat dit in hulle lewens gemaak het? Hy sê, want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my gekleed. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom.
Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en ons gevoed of dors en te drink gegee? En hulle vra hom die vraag, en wat antwoord hy vir hulle? Hy kom op 'n punt. En dan sê hy, maar dit wat jy aan die geringstes gedoen het. Vers 45. Want dan het hy aangegaan en toe sê praat hy met die in sy linker en sê, maar julle het my nie gekleen nie, julle het nie vir my te drink gegee. En dan sê hy sê, dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar, vers 45, ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan die geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle het weggegaan in ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Kan jy hoor? Kan jy vanmôre hoor wat jy moet hoor? Hoor jy vanmôre wat die Here vanmôre vir jou sê? Hoor jy vanmôre dat ek lees nie vanmôre hier allerlei geestelike goed om te sê, kyk hierdie mense is dan geestelik. Kyk jy, hulle kan dit doen, hulle kan daai doen, hulle kan so. Want jy weet dat vanmôre vir jy die gawes van die Gees is gawes van die Gees. Dis geskenk wat God gegee het. Maar onthou die woord sê dat hy vir ons goeie werke voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Ek wil vanmôre vir jou sê, hier lê jou goeie werke ook. Hier lê ook jou goeie werk om te sê, daar waar jy sien is 'n behoefte, daar waar jy sien iemand by die werk sukkel met iets, om so 'n persoon te help, om so 'n persoon te leer. Daar waar jy sien, jy's maar iemand te dors om iets te gee om te drink. Daar waar jy sien iemand het honger om iets te gee om te eet. Kind van die Here, en dan wil ek vanmôre vir jou sê, want nou sê die vraag, in vandag se tyd, is daar baie mense wat rondloop en vra. En dan is daar vir my daar 'n punt waar jy moet sê, maar jy moet onderskeiding hê. Jy moet die gees van onderskeiding hê om te hoor, vir wie moet jy gee en vir wie nie. Want sommige vir wie jy gee, sal jy net versterk en lei jou kwaad. Die Engels praat, you will just enable them. En jy gee vir hom aan hierdie kant en dit maak sy hand los, en die ander kant om te gaan koop, wat eindig tot sy verderf. Daarom moet ons so sensitief wees. Ons moet so sensitief wees vir mekaar. Ons moet sensitief wees vir die gees van die Here, sodat jy kan weet waar en wanneer nie. Sodat die gawes wat jy van die Here ontvang, ook nie net uitgegooi word. God roep jou om vanmôre 'n verskil te maak in hierdie lewe. God roep jou. En daar sê hy sê let mercy and faithfulness not leave. As hy al sê jy moet hierdie liefde en trou moet jy aan 'n hals om jou nek moet jy dan wil ek vanmôre vir jou sê wat by my opkom. Dit moet naby jou hart wees. Dit moet vir jou hartsaak wees. Dit moet vir jou belangrik wees. Want weet jy wat doen jy? Wanneer ek en jy hierdie, die Engels wat praat van die kindness uitlewe, wanneer ons hierdie liefde uitleef, dan ervaar mense die karakter van God. Wanneer ek en jy getrou bly in die klein dingetjies, dan praat ons van gehoorsaamheid. Hierdie hele ding gaan vir my so oor gehoorsaamheid aan God, ook op die einde van die dag. Want dis dan ook die vrug van die Gees. Liefde, getrouheid. Dis 'n vrug van die Gees. En dit vat my eintlik terug dat daar waar Jesus versoek word en die duiwel kom en hy versoek hom op verskillende maniere en dit is asof hy, onthou net, die duiwel het ook geweet in daai tyd as die mens wou guns gehad het by mense, dan moes hy ook vir iets gegee het. Hy moes vir hulle kos gegee het. En ek wonder net of dit nie ook is hoekom toe Jesus nadat hy vir 40 dae gevas en gebid het in die woestyn was, en kom toe hy honger raak, toe kom die duiwel op en hy sê, sien jy die klippe, ek sal vir jou brood maak. Sien jy hierdie koninkryk, ek sal vir jou gee. En onthou net, Jesus geweet, hy moes gekom het as 'n verlosser vir die nasies.
So dit kan so maklik verwarring gebring en sê dat kyk as hierdie koninkryk in my is, dan kan ek aan iets doen. So die duiwel kom baie keer in op 'n manier en hy wil hê dat hy wil vir jou laat kom oortuig dat kyk as ek hom net groter lyk tussen ander mense. As ek net beter lyk tussen ander mense, dan gaan ek dalk meer aansien hê. Maar dis asof Jesus hier kom en al wat hy elke keer sê, hy sê daar staan geskrywe. Al wat hy eintlik sê is ek wil net gehoorsaam wees aan die woord van my Vader. Jou gehoorsaamheid vanmôre wil ek vir jou sê. Wil dit baie versigtig sê, maar jou gehoorsaamheid dra meer krag as om 'n skouspel ergens op te sit. Jou gehoorsaamheid in die klein dingetjies dra meer krag as om allerlei groot werke te wil doen. Wees getrou in die klein dingetjies. Wees getrou dat waar jy beweeg, dat elkeen wat met jou te doen kry, sê ek ervaar liefde in die persoon. Elkeen wat met jou te doen kry, kan sê, ek weet dat daai woordjie kindness, dis naby my hart. Dat mense jou ervaar as een wat lief het, as een wat omgee. Iemand sê nou eendag op vir my, en nou herinner ek my aan 'n skrif dat soos die Here op jou hart lê, maar hy sê, die woord sê ook, as jy vandag kan help, wat vandag, nie wag vir môre nie. En jy sien, baie keer in daai oomblik praat die Here met jou en my. Jy weet nie dat daai persoon dalk nou gebeur. En jy weet nie dat dit wat jy nou doen, daai persoon by my en wie jy ry, luister, het al met jou gebeur dat jy ry, en ek weet baie keer voel jy sê nou, mens kan net nie enigiemand optel nie, maar jy het al gery en dit voel vir jou, jy moet stop, en as 'n persoon, jy weet jy moet hierdie persoon 'n geleentheid gee. Daar's tye en oomblikke wat jy weet, jy moet na iemand toe gaan en vir iemand iets sê. En as jy dit nie doen, is jy ongehoorsaam. As jy dit doen, en vanmôre vir jou sê, gaan dit jou geloof en daardie persoon se geloofste wat gesê het, ek het nou net vir die Here gevra. Die Here het my geantwoord. Ek het net vanoggend vir die Here dalk gesê, weet jy wat, ek voel alleen, en hier kom jy verby en sê, weet jy wat, ek voel, kan ek jou net 'n druk gee? God wag met veel gehoorsaamheid. Wees getrou in die klein dingetjies. Wees getrou in daai, ek wonder hoe gaan dit met hierdie mens reg? Wees getrou om my foon op te tel te bel, of wat ook al. Jy weet nie wat dit vibraal is. Gaan beteken. En ek wil vanmôre vir sê, die Here slaap nie en hy sluimer nie. Hy wil jou beloon. Hy wil jou beloon. Maak vir jou skatte in die hemel oorkom. Dis waarvoor hy daai goeie werk voorberei het, sodat jy die loon kan kry vir jou eie hande werk. Hy sê in Jakobus, jy praat van jou geloof, jy praat van geloof en ander van werke. Wys my jou werke. Jy kan nie sê het geloof en jy nie werke nie. Werke gaan jy nie red nie. Maar werke is die uitvloeisel van God se gees in jou lewe. Ek en jy het 'n opdrag, ons het 'n baie groot opdrag om uit te gaan en 'n verskil te maak daarmee. Ek dink as ek wil dit amper met 'n skrif ook saamvat. In Hebreërs 13, wat hy sê die broederliefde moet bly. Vergeet nie gasvryheid nie.
Hy sê, want daardeur het sommige van julle engele gehuisves. Vergeet die broederliefde. Jy sien maar, wanneer ons nie liefde en trou, wanneer ons nie die liefde van Jesus en die getrouheid van Jesus, daardie karaktereienskappe naby in ons hart, en dit nie vir ons belangrik is, dan mis ons dit. Maar as het ons belangrik raak, dit raak 'n leefwyse. As dit baie keer goed wat jy doen en jy weet nie wat sy groot effek is. Jy mis soms. Wees sensitief. Hy sê dink nie aan die gevangenis. Hy sê dink aan die gevangenis asof jy 'n mede-gevangenis is. Weer eens, en ek wil vanmôre vir jou sê, nie net die gevangene, nie net die een wat in daai fisiese tronk sit nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, daai persoon wat jy weet, wat vasgevang sit in een of ander verslawing, of een of ander ding, hou op om net te wil dink, wat 'n sleg ding is jy, wat 'n sleg mens is jy, wat 'n tikkop is jy, wat 'n dronkaard is jy, maar begin besef dat die persoon sit vasgevang en begin bid dat God hulle sal vrymaak, dat hulle sal begin besef, maar daar's iets anders, daar's 'n lewe van vryheid. Jy sien maar die vyand kom en hy hou vas. En dit is so maklik dat daar 'n gees van hoogmoed in jou kan wees, jy dink, "Eers dankie tog, ek is nie swak." Ek wil vir jou sê, liewe mens, Paulus sê die genade van God is ek wat ek is. Maar ek wil vir jou vanmôre sê, ek en jy wat hier sit, miskien sit jy ergens in 'n tronk vasgevang. Miskien is dit 'n tronk van bitterheid, miskien is dit 'n tronk van alkohol, miskien is dit 'n tronk van dwelms, wat ook al. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar is hoop. Daar is hoop in Christus. Maar daar's 'n pad wat jy moet begin stap. Miskien sit jy vasgevang in 'n tronk van godsdiens. Waar dit net vir jou gaan oor, dis hierdie godsdienstige goed wat in 'n blokkie moet wees. God soek verhouding. God wil hê dat ek en jy, He wants us to be the extension of His arm. 'n verlengstuk van wat Hy wil doen. God wil gebruik waar jy gaan, wat jy doen. Elke een wat hier sit vanmôre, groot en klein. God wil gebruik. Moet die liefde daar by jou hart wees. Jy moet sy liefde verstaan, wat hy vir jou het. Ek wil tog hierdie vir jou lees. Hy sê dink aan die gevangenes asof jy mede-gevangenes is, aan die wat mishandel word as mense wat self ook 'n liggaam het. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal oreerdes en egbrekers oordeel. Julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid, moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar's niks meer fout om geld te hê nie, maar geld moenie jou begin regeer nie. Geld moenie van jou 'n lelike mens maak, dat daai liefde en trou uit jou hart uit wegval nie. Jy moenie dink, wat kan ek nog doen, wie kan ek vertrap, dat ek nie meer kan hê nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Jy kan met alle vrymoedigheid vanmôre sê, die Here is vir my 'n helper. Dis in Hebreërs 13. Vers 6. Vers 8 sê net dan ook daar, Jesus Christus is gister vandag, dieselfde tot in die ewigheid. Bly dieselfde. As Jesus dieselfde bly, wil ek vanmôre vir jou sê, dat jy kan nie anders dit, dat jou liefde, die liefde wat God in jou geplaas het, ook dieselfde moet bly as sy. As jy dan 'n kind van God vandag is, die woord sê, dat die wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Dan kan ons nie anders doen. Dan kan ons nie anders doen. Ek wil vanmôre vir julle sê, gehoorsaamheid dra groot gewig. Gehoorsaamheid aan God. Mense wil dalk groot goed sien.
Mense het hier geskryf, people want to see a display of power and control. Maar Jesus wys vir die vyand die belangrikheid van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid, ons sê, dis die vrug van die Gees, my liefde, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, selfbeheersing. Geduld, vrug van die Gees. Dis goed waarna ek en jy met elke dag streef. En vanmôre sê gehoorsaamheid aan die woord van die Here en sy Gees is die sleutel. Is die sleutel tot jou vrede. Wat jy na smag. Is die sleutel, jy sit met dit in jou hand. Is die sleutel van genade. Want dit is die gevolg daarvan. As hy sê, dan sal jy genade vind. In die Here. Ek wil jou geleentheid gee om vir 'n oomblik net stil te raak. Net vir 'n oomblik stil te raak en miskien sit jy jou oë toemaak daar waar jy is. Miskien sit jy hier vanmôre en ek dink elkeen van ons is al 'n plek of 'n punt waar ons dalk gedink vanoggend waar jou hart verhard geraak het. En waar jy nie die liefde en die trou van God uitgeleef het. En ek wil vir jou vra om jou oë toe te maak en na vir 'n oomblik met die Here te deel en om vergifnis te vra vir gehoorsaamheid. En vanmôre sê Here, kom doen met my soos wat U wil. En soos iemand altyd sê, Here, werk asseblief saggies. Geen oomblik gee. Vader, ek wil vanmôre bid dat soos wat die water val na buite, Here. Here, weet ek vanmôre daar is saad van die woord wat in mense se lewens ingesaai was oor 'n lang tydperk. Ek wil bid, Here, dalk het daai saad vir baie lank dormant gelê. Dalk het daai saad vir baie lank gelê en dit nie kon kiem en nie begin groei nie. Maar my gebed vanmôre is, Here, dat die water van die Gees, Here, vanmôre daardie saad sal nat maak. Here, na die toestand van die hart, die toestand van die grond, sal gunstig raak deur mense sê, ek wil vry raak, ek wil vry spreek, ek wil vergewe, ek wil aangaan met my lewe, vir die seer van die verlede nie klaarmaak. Here, ek weet dat U bly getrou. My gebed vanmôre is, Here, dat met mercy and faithfulness never leave me. Maar dit sigbaar sal wees oor waar ek beweeg. En dat dit, Here, 'n getuienis sal wees van die krag van U in elkeen van ons. Dat dit genesing sal bring. Here, daai skrif sê verder in Spreuke dat ons op U moet vertrou met alles en nie op ons eie insig staat maak nie. Maar die skrif sê ook dat ons nie eie wys moet wees. Daar wil ek bid en vra om vergifnis, Here, daar waar ek dalk in my lewe eie wys was, waar ek goed probeer regverdig het, waar ek maar kon lelik optree of ongeskikking gewees het en dit wou regverdig. So bid ek vanmôre, Here, dat elkeen vanmôre herinner in areas in hulle lewens waar hulle opgetree het en gesê het, maar daar's 'n rede daarvoor. En nie toegelaat het dat U leiding vat nie. Here, U woord sê verder dat ons moet van die kwaad af wegdraai, afwyk. Dankie, Here Jesus, dankie vir genade. Dankie, Here, vir genade, dat ons genade nie ook kan vind.
Dankie vir die kruis van Jesus Christus, vir die kruis van die lam. Ek wil U loof en prys vanmôre, Here. Dankie vir vergifnis en vryspraak. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil vir jou vra om self verder dit te gaan lees. Net dat jy self verder gaan lees in Spreuke 3. Want daai laaste gedeelte, ek wil hê jy moet vir jouself dit vir die Here gaan vra, wat beteken dit vir jou? En 'n stuk verder, vers 7 en 8 sê, hy sê vers 6, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Wees jy wys in jou eie oë en vrees die Here en wyk af van wat kwaad is. En luister wat sê die woord dan. Hy sê dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeking vir jou gebeente. Maar vra vir die Here, wat beteken dit vir jou? Jy sien baie keer dan loop mense pad en dit lyk vir jou, die pad lyk vir jou reg. En jy kan dit regverdig, maar die einde daarvan is weer van die dood. Dit is verwoesting in jou eie lewe en alles. Amen.